Goeienaand en welkom so van my kant af. Dit is so lekker om elkeen van julle te sien en ek het ongelukkig nie die voorreg gehad nie. Soos jy sit en jy's vir die eerste keer hier in hierdie reeks. Ek het probleme. Welkom. Ek was ook nie laasweek hier nie, so ek weet nie presies wat se probleme hulle laasweek gehad het nie. Iets te doen met Timo. En ek is jammer om ook te kan sê, ek het gehoor dat laasweek het hulle 'n opgegradeerde weergawe vir my gehad. Ons gradeer weer af vanaand. So ek het die voorreg gehad om laasweek so klein bietjie tyd in die Karoo te spandeer en kom ek sê vir julle, daar is absoluut niks nie. Vir baie ver en baie lank is daar niks nie. So nee, dit was great. 7,5 ure te ry net vir 'n trou en 7,5 ure terug te ry. Hoe anders sal jy graag 'n naweek wil spandeer? So het die voorreg gehad en ek moet een oomblik met julle deel wat nou wel ongelooflik was, is so ry ons die aand van die troue terug na die plek toe waar ons bly en weer eens verlang is daar niks en jy kan niks sien of enigiets nie. En ek moet eerlikwaar sê, daar was 'n oomblik wat ek opgekyk het en jy kon letterlik die melkweg sien. En vir 'n oomblik kon ek net stil staan en sê, "Jo, ons het werklik 'n groot God." So dis 'n oomblik wat ek dink sal vasvang en dis my regtig lekker om hier te wees. Ek het hierdie gemis, alhoewel dit nou jy of 'n opgradeerde of afgegradeerde weergawe kry. Ek hoop jy geniet vanaand want ek sien verseker uit na vanaand se boodskap. So 'n vraag wat ek eintlik vir jou wil vra en 'n vraag wat ek dink elkeen van ons baie keer mee gekonfronteer word en dit is nie noodwendig 'n lekker vraag nie, maar 'n vraag wat ons soms moet vra en die vraag is eintlik maar die volgende: het jy al ooit gevoel die lewe werk nie uit soos wat jy gedink het nie? Het jy al ooit gevoel die lewe werk nie uit soos wat jy gedink het nie? Prakties, ons kan hom net so klein bietjie verder vat. Miskien graad 11 of 12 en jy is nog steeds heeltemal seker wat jy wil gaan studeer nie. Jy is nog steeds nie seker wat jy wil doen met jou lewe nie. Glo vir my, jy's nog okay. Ek weet vir ouers voel dit nie so nie, vir jou voel dit nie so nie, maar jy's nog okay. Want jy is dalk van ons wat hier sit wat 20, 30, maybe even 40 is en ons het dit nog steeds nie uitgefigure en ons het gedink teen hierdie tyd nou al sal jy weet presies wat jy wil doen met jou lewe en gehoop, okay, uiteindelik weet ek waarvoor ek geroep is en wat my doel is hier op aarde. Miskien sit jy hier en jy dalk gedink, okay, maar teen hierdie tyd behoort jy nou al 'n meisie of 'n ou te hê, want nou alleen so oor Valentynsbal is nie lekker nie. Dis nie nice nie. Almal loop met hulle hondjies en hulle katte, maar nie alleen nie, met hulle metgesel hand aan hand en draf en jy sien hoe die roomhuis val en die man vang die roomhuis en offer dit vir haar en dis alles romanties en man klim uit die kar uit en maak die deur oop en jy sê soos, waar is my kat en hond en ander metgesel? Ek soek ook graag enetjie en jy het gedink in hierdie tyd jy sal dit nou al bietjie uitgefigure hê. Miskien sit jy hierso en jy het gehoop, ja, werk gaan beter lyk as wat dit nou lyk. Jy het gehoop hulle sien jou raak iewers en jy behoort nou al te wees in 'n posisie waar jy die CEO is en ja, jy is nou al 24. Jy weet dalk nou nie veel nie, maar jy weet definitief meer as die ou wat in charge is. Jy het gehoop ten minste jy gaan net raak gesien word vir die 3 ure ekstra wat jy gebly het. Net daai een keer. Maar jy het gehoop hy sien jou raak en dis nie noodwendig wat gebeur het nie. Miskien, net miskien, sit jy hier vanaand en jy het gehoop jy's vry, actually van daai een ding wat jou terughou. En dit kan nou 'n klomp goed wees. Dit kan ook TV-speletjies wees. Ek weet om dit te sê klink baie oud, so ek gaan dit herhaal. Miskien het jy gedink as jy PlayStation of Xbox gelos het jy nou al, jy behoort fine te wees. Of miskien het jy ook gedink is 'n bietjie meer ernstig. Jy hou daarvan om oor 'n naweek 'n rooi proppie, swart proppie, goue proppie, enige proppie wat solank alkohol in is, om te geniet en jy het gehoop teen hierdie tyd nou al, jy behoort weg te sit, oor dit te kom en teen hierdie tyd van jou lewe behoort jy al verby dit te kan wees. Nou, goeie nuus. Jy is nie die enigste een wat dit voel nie, jy is nie die enigste een wat dit beleef nie en as gevolg van hierdie verwagtinge wat ons het om te dink dat teen hierdie tyd behoort ek al hierdie uit te figure of teen hierdie tyd in my lewe behoort dit al uitgesorteer te wees, as gevolg van verwagtinge wat ons het en die realiteit wat nie heeltemal ontmoet met mekaar nie, veroorsaak dit baie keer 'n gaping. 'n Gaping dat jy nie noodwendig graag wil wees waar jy wil wees nie. En die oorsaak van hierdie gaping is baie eenvoudig. Dis probleme. Probleme is die oorsaak van
gapings in ons lewe. Is dis baie keer die probleem wat ons dra, die probleem wat ons het en die reeks waarmee ons besig is, ek het probleme. Ons almal het hulle. Nie een van ons wat hier sit kan sê maar ek het geen probleme nie. Ons het een probleem waarmee ek sit wat niemand kan ervaar nie. Daar's elkeen van ons iewers in ons lewe het 'n probleem. Of dit nou finansiëel of werk of verhouding of wat ook al die geval mag wees, almal van ons het probleme. En met hierdie reeks gaan ons eintlik maar die volgende vra in die gapings is wat is dit wat ek en jy baie keer daar plaas? Is daar hierdie verskil tussen 'n verwagting wat ons het en natuurlik 'n realiteit wat besig is om af te speel. Daar's asof daar aan die een kant jy hierdie verwagting het om te sê maar ek het gehoop in hierdie tyd in my lewe sal ek hierdie kan uitfigure, sal ek hierdie al onder die knie hê en dan is dit amper asof ons hierdie kan staan en die realiteit is ons staan nie daar nie. Daai het nie gerealiseer nie en baie keer dan dink ons dis 'n probleem dat daar 'n gaping is. Ek het goeie nuus vir jou, dis nie die probleem nie. Die probleem is nie dat daar 'n gaping is nie. Die probleem is nie dat daar die verwagting en die realiteit nog nie ontmoet het nie. Ek dink persoonlik die probleem is wat ons baie keer in die spasie insit. Is baie keer sonder dat ons dit besef, sit ons 'n gaping in die plek van wat eintlik vir ons hoop moet bring of wat eintlik vir ons energie moet gee, maar ons plaas ons eie tipe woorde in daai gaping. Ons kan baie keer as gevolg van 'n verhouding wat nie lekker uitwerk nie, baie keer 'n afhanklikheid waarmee jy bly stoei, is dit amper asof die gaping wat ons baie keer inplaas met angs volgemaak word of bekommernis volgemaak en is amper asof daai twee nooit mekaar gaan ontmoet nie. En eintlik is die uitnodiging vanaand om te sê die een van die grootste goed wat ons baie keer in hierdie gaping nie sit nie, is vertroue. En daarom is die titel van vanaand se boodskap, ek het trust issues. Ek weet nie of dit dalk net ek is nie, maar ek dink elkeen van ons kan vereenselwig met hierdie realiteit, dat almal van ons het tot 'n mate trust issues, het 'n wanvertroue baie keer in omgewings, in institusies en mense, as jy vir 'n oomblik kan eerlik wees. Miskien selfs in die Here. En sonder dat jy dit besef, sonder dat jy net uitloop en sê maar, ja Jonathan, dis 'n moeilike ding om te sê, jy vertrou nie die Here nie, maar die realiteit is, ons aksies, ons verwagtinge en ons realiteit weeg nie altyd op nie. En ek wil vanaand vir jou sê, as jy dalk nuut is in jou geloofsreis en jy het gedink, as jy net jou hart vir die Here gee, alles gaan uitwerk, ek wil nie die een wees wat die slegte nuus bring nie, maar dit doen nie. Dit verander nie noodwendig nie. En hierdie is belangrik. Dit is belangrik wat ons hiermee volmaak. Dit is belangrik wat ons daar insit, want as ons nie die regte ding daar insit nie, dan gaan ek en jy begin twyfel. En ons hierdie navorsing wat Edelman Trust baie mee gedoen het, is 'n Suid-Afrikaanse navorsing wat ek so klein bietjie nog gekyk het, waar hierdie ou so klein bietjie gaan statistieke trek het rondom hoe lyk die vertrou syfer in ons land. En die eerste enetjie kan ons sien is algehele vertroue in die samelewing staan op ongeveer 49%. So een uit elke twee persone, en ek meen algemeen is nogals 'n relatiewe term, so wat presies beteken die algehele vertroue in die samelewing, wat is die samelewing? Hulle het dit so eenvoudig soos hierdie gedefinieer, is een uit elke twee mense sê, maar jy kan meeste van die mense nie in die wêreld vertrou nie in die land vertrou nie, in jou naaste groep vertrou. Dis een uit elke twee mense, dit los ons nogals met baie wanvertroue. Volgende enetjie was nie 'n verrassing nie. Is die vertroue in ons regering is besonder laag is 29 tot 36%. En julle kan ek 'n oomblik vat om sonder te bely. Ek wil weet, wie is daai 29%? Dit is definitief 36, ek wil sê dit vir jou. Maar ek gaan nie te veel daaroor uitbrei, want ek dink weer eens, dit is net weer eens waar vertroue lê. Die volgende enetjie is nogals verbasend. Vertroue in besighede is hoër en ongeveer 62 tot 68%. Mense vertrou besighede natuurlik meer as wat hulle die regering sal vertrou, maar mense vertrou besighede, entiteite, mense wat eintlik agter besighede sit, meer as wat hulle ander mense sal vertrou. En hier is die skokkende gedeelte. Mense in kerk se vertroue lyk nie so goed nie, dit is 44%. Mense sal eerder besighede vertrou
as wat hulle kerk vertrou. En weer eens die navorsing het nie baie uitgebrei oor vertrou in God noodwendig nie. Maar dit is baie moeilik om die twee van mekaar te skei, om te sê dat God en kerk niks met mekaar te doen het nie, want anders is ons hier sit vanaand nie. En soos ek na hierdie syfer kyk, kan ek nie help om oor en oor myself te vra, maar die grootste probleem waarmee baie van ons sit, die grootste issue waarmee baie van ons battle, en ek dink hierdie is 'n battle wat almal van ons moet fight. Hierdie is iets wat ons binne ons harte oor en oor moet vra. Is een van die grootste uitdagings is vertroue. En weer eens ek hoor, gee my net 'n kans om verder te praat. Jonathan, jy het nog nie deurgegaan wat ek deurgegaan het nie. Jy het nie die vriende wat ek het nie. Jy het nie noodwendig al dit beleef wat ek gesien het nie. Jy het nie daai familielid nie. Jy het nie daai snaakse meisie of kerel gehad wat daai katte waarvan jy gepraat het gehad het nie. Jy weet nie waarvan jy praat wanneer dit kom by vertroue nie. Gee my net 'n oomblik. Is een van die grootste uitdagings is vertroue. Wat ek dink ons het 'n wanpersepsie van wat vertroue werklik beteken. So, wat presies is hierdie? En hoekom is vertroue belangrik vir my nie? Nou net newsflash. As jy ingestap het jy 'n mate van vertroue gewys. En jy het baie vertroue gewys as jy gaan sit het op jou stoel sonder om te kyk of daar 'n gewigsbeperking was. Jy het jou vertroue in daai stoel gesit en ek het niemand gesien nie inloop, stoel omdop en kyk, vasgemaak, ja, hy lyk goed, draai hom weer om en kom ek sit nie. Niemand nie. En kom ek sê vir jou, in hierdie kerk is dit gevaarlik. Ons het plastiekstoele gehad wat mense baie geknak het. En die mense wat lag, dis die mense wat deur daai vertroue in die kerk, waar daar 'n bietjie vertroue ontbreek was as gevolg van 'n stoel, want jy dink jy's lekker besig om te luister en volgende en so het ons hulle begin uitwis en daar's 'n storie op 'n ander dag vir hoekom daai stoele en hoekom jy nie jou vertroue in 'n stoel moet plaas nie, maar hierdie is fondasiewerk. Is eintlik alles wat ek en jy doen, beleef, sien en ervaar, is gebou op vertroue. Dink vir 'n oomblik daaraan. Jy klim baie lekker in 'n vliegtuig sonder dat jy weet, ou rarig. Die oefening gedoen het wat hy moes en die toets deurgekom het wat hy voor geswat het. Hy kon baie maklik op sy simulator met 'n slice pizza. Ek sê nie dis wat gebeur nie en ek wil nou nie meer wanvertroue skep nie, maar weer eens vertroue is essensiaal rondom die samelewing. Is ons leef met vertroue sonder dat jy dit eers besef. Jy gee vertroue weg sonder dat jy dit agterkom. En wat ek daar eintlik wil by bedoel is hierdie is ongelooflik belangrik wanneer dit kom by ons verhouding met die Here. Daarom is dit belangrik om te praat oor die probleem en hoekom ons baie keer met hierdie ding rondloop in ons hart wanneer dit kom by ons vertroue by die Here. So, die volgende persoon, Stephen Conway, die volgende gesê, hy is eintlik 'n expert in leierskap. Hy sê die volgende, hy sê hierdie is wat vertroue is en ons gesels eintlik maar wat beteken vertroue. Hy sê trust is confidence in the character and competence of another person. Net daai twee woorde. Confidence in the character and competence of the other person. En toe ek hierdie lees, toe kom ek vir 'n oomblik agter is ons sit ons vertrou op grond van wat ons sien of wat ons dalk mag ervaar, heel eenvoudig gesê. Nou, weer eens, ek dink ons het baie keer 'n wanpersepsie van wat vertroue dalk mag beteken. En ons gaan vandag na 'n storie kyk en as jy sit en jy het so 'n bietjie trust issues, jy's nie die enigste een nie. Wel, ek kan ten minste sê ek saam met jou in hierdie. Is vertroue is iets waarmee jy in elke gedeelte van jou lewe, fase van jou lewe, of dit nou met iemand is of dit met jou kerel of jou meisie, jou man of jou vrou, soms jou kinders ook, is iewers gaan jy met hierdie sit. 'n Probleem rondom vertroue. En die nice ding is ons hoef nie noodwendig ons vertroue in mense te sit nie. Ons gaan nou 'n storie kyk oor presies wat vertroue beteken en hoe hierdie lyk vir elkeen van ons en hoekom ons met 'n geruste hart kan sê Here is in die Here. So ons gaan nou 'n storie kyk rondom Abraham en Isak en ek weet jy het hom al gehoor. Maar vir 'n oomblik asseblief moenie weggevoer raak oor hoe jy weet die storie eindig nie. En as jy nog nie die storie ken nie, moet hom nie spoil vir die persoon langs jou nie. Moenie wanneer ek nou gaan lees iets en nou so, hier kom dit, sien, hy gaan. Die persoon weet wat jy besig is om te doen. Dis om hulle te trick, want dis nie wat gaan gebeur nie. Want is een van daai stories wat jy kan amper nie glo wat jy oor sien nie. Ek beloof jou, die is soos definitief Jerry Springer. Is soos as jy gedink het Jerry Springer is rof, glo my, wat Abraham die volgende met sy seun doen, is ver rower. As jy kyk na die storie en jy dink
Abraham, is jy mental? En ek dink dalk kon ook gewees het dat daar naby 'n snaakse boomplaas gewees het wat gebrand het, maar dit is nie, die Bybel bevestig dit glad nie so nie. Maar vir 'n oomblik dink ek, lê net in by die storie. So hoe die storie afskop is God kies 'n persoon om die storie te skryf van waarof Jesus Christus ons almal gaan red. En weer eens as jy nie eers vandag, Jesus Christus het die ongelooflikste daad van liefde gedoen. Maar dit het nie begin net by 'n dag waar Jesus gebore was en ons ken die storie hoe hy uitspeel nie. Dit begin by 'n man met die naam Abraham. Dit is lank gelede het God iemand gekies om eintlik maar te begin om 'n storie te skryf deur iemand se lewe en sy uitdaging en sy uitnodiging. Hy sê Abraham, jy wat nou so klein bietjie ouer is in jou lewe, ek wil jou vra en ek wil jou roep van waarof jy nou is, wat jy ken, hoe jy leef. Jy's redelik gesettel, jou voete is geplant. Dit lyk of nog nie kinders gehad nie, maar dit lyk of jy redelik okay is in die werk wat jy het. Jy lyk of jy nou besig is om jou wortels in te skiet. Ek wil jou vra om na 'n ander plek toe te gaan want ek is besig om 'n land voor te berei vir jou nageslag. En hy sê vir hom en Abraham, wat ek wil hê jy besef is ek skryf 'n storie met jou lewe. Daar uit jou saadheid gaan daar 'n nageslag kom. En kom ek sê vir jou, die hele wêreld gaan redding ervaar as gevolg van jou gehoorsaamheid. En Abraham besluit jy okay, alles wat hy ken, alles wat hy weet rondom sy 30's, besluit om sy goed op te pak en te gaan en hy hou vas aan hierdie een belofte wat God vir hom gegee het. Jy gaan 'n nageslag hê. Moet 'n oulike vroutjie, weet nie noodwendig of sy 'n rekenmeester of iets was nie. Ek dink sy het maar net as jy rekenmeester was, dit met hoeveel skape jy kon tel en afgetrek van hoeveel dood gegaan het. Dit was maar eenvoudig die somme geweest, maar 'n oulike gultjie en ontmoet vir Sara en hierdie twee is hulle hardloop. Verlief. Kyk, daar was nie veel om van te kies nie, maar hy raak verlief op Sara en hierdie storie begin net verder afspeel. Raak verlief, begin kyk hoe hulle en waar hulle gaan settle, huis begin mooi maak, begin bietjie huisie bou so saam, leef die lewe. Maar een van die uitdagings wat oor hulle pad kom is hulle kry net nooit kinders nie. En God sê, luister hierso Abraham, ek beloof jy ek gaan vir jou kinders gee. En dit gebeur net nooit nie. En eers na baie drama en ek wil jou eintlik uitnooi as jy nie die storie ken nie van Genesis 12 af, kan jy hom optel. Ek skiep baie van die Jerry Springer goed wat gebeur, soos Sara wat een van haar meisies gee vir Abraham, sê maar luister, ek kry dit nie reg nie. Doen dit maar met my meisie en so kry ek 'n kind en God is soos nee, maar dis nie die belofte wat ek vir jou gegee het nie. Die belofte is Sara, jy gaan 'n kind kry. En hier rondom die ouderdom 90-100. Jy dink jy is oud om kinders te kry. Ek weet nie hoe dit gelyk het nie, moes vreemd gewees het, maar Sara dra. Magie pop met die plooie en sy bare kind vragtig. Maar hiersoos die ding, is Abraham hoor die klank van die baba wat huil en ek kan dink selfs 70, 80 jaar oud, 90 dink jy net liewe aarde, jy sal gewoonlik 'n kopseer kry, selfs op daai ouderdom, ek dink hy juig oor daai babatjie wat huil. En God kom en hy skryf en hy doen iets baie spesifiek. Is die verwagting en die realiteit ontmoet nie noodwendig soos Abraham gedink het nie. En Abraham het die geleentheid om iets in die spasie te sit en ons sien hoe die storie verder afspeel in Genesis. Kom ons lees saam. Hy sê na tyd wou God Abraham toets om net seker te maak dat hy vas gaan hou en naby aan God bly. Hy toets hom. Hy sê Abraham, roep God. Hier is ek, antwoord Abraham. God sê vir hom, neem jou seun Isak, die een waarvoor jy so lank gewag het, jou enigste seun, ja, vir Isak wat jy so ongelooflik lief het, en gaan na die land toe Moria. Offer hom. Nee, jy lees reg. Offer hom. Daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek vir jou sal wys. Sê dis Jerry Springer. Offer jou kind. Die een wat ek vir jou beloof het, die een wat ek vir jou gesê het, weer eens as ons net vir 'n oomblik onsself in die skoene en die storie van Abraham kan plaas, is die verwagting wat jy gehad het van hoe dit sou gaan uitspeel en hoe jy gedink dit gaan uitwerk en die realiteit is nie besig om op te ontmoet nie. En saam met daai is dit nie net verwagtinge nie, dis God se belofte. En ek wonder baie keer as ek na Abraham se storie kyk en as ek dink aan die gaping wat ontstaan as gevolg van probleme, veral vertroue probleme, is wat ek baie keer in daai gaping sal plaas en wat ek baie keer sal dink in oomblikke soos dit. Want hoe baie keer het ons al gehoor
oor God se beloftes. En in jou omstandighede en in die oomblik waar jy is, kan jy net nie hierdie twee bymekaar uitbring nie. Dus hoe baie keer het jy dalk al gehoor, maar God beskerm, maar tog ervaar jy dat sekere mense deur abuse gaan. Dat sekere mense seksueel mishandel word en ek meen, kom aan Jonathan, hierdie persoon het nie noodwendig gesê of eers krag gehad om dit te weerstaan nie. Baie mense gaan deur verbale mishandeling en weer eens dan vra jy jouself maar waar is die belofte van God sal beskerm? As jy dalk al gehoor van die belofte God sal voorsien. En alweer die 8de Maart en jy draai elke sent wat jy het. Is tog nog steeds in hierdie tyd van die maand voel jy Here, maar waar gaan die kos vandaan kom? Selfs in hierdie fase en jy het hierdie verwagting en hierdie prentjie oor wat God gaan doen om te voorsien en die realiteit is jy kyk en jy soos maar Here, ek het soveel skuld. Dis nie eens waar nie. Hoe op aarde gaan ek daar uitkom? Jy het ook al die belofte dalk gehoor, maar sê maar al wat jy nodig het is om te bid. Maar die realiteit is en waar die verwagting is maar ek het nie gesond geword nie. My oupa of my ouma of my ma of my pa of my broer of my sussie het nie gesond geword nie. En ek het mooi gevra, ek het gesmeek, ek het selfs gevas, Jonathan, glo vir my, ek het gebid. Dit was nie eens mooi partykeer nie, maar ek het gebid. En dit het nie gebeur nie. Ons wag al so lank, en miskien is dit Abraham se storie, ons wag al so lank om swanger te word en waar ek staan en die verwagting wat ek het, is nie besig om te ontmoet die realiteit wat ek dink dit is vir God nie. En partykeer dan kyk ons na daai spasie en ons plaas ons self in die spasie en sê maar wat ek ervaar is nie vertroue nie. Wat ek ervaar is alles behalwe. En om in hierdie gaping te staan is seer en is ongemaklik. En ek wil net vir een oomblik net vir jou sê, as jy hierso staan en jy's onseker en jy het vrae en jy het nie noodwendig vertroue in hierdie oomblik nie, ek blameer jou glad nie. Ek oordeel jou glad nie en ek dink as jy een ding kan weet van wat ons probeer bereik hier by Kompas is ons probeer so reël as moontlik wees en die reël ding is, ek dink baie meer van ons, personeel, predikante, lidmate, vrywilligers van die beste vrywilligers wat ons het, staan baie keer in die spasie en ons is soos Here, kom aan. En ek dink dit is presies waar Abraham is. Kom aan Here. Ek vra al so lank. Ek het gesmeek. Ek was gehoorsaam. Ek het alles gedoen. En nou staan ek hier. En die storie gaan aan en ons sien iets van vertroue wat Abraham ons leer in die volgende gedeelte. Hy sê Abraham sit toe die hout op Isak se skouers. Net om weer vir jou 'n prentjie te gee. Hierdie kan nie reg wees nie. Kom aan. Abraham is soos 100 jaar oud en ons kan aflei dat Isak so 18 tot 22, 24 dalk wees. Nie net is daar nie of hy besluit sommer hierdie kind gaan sy eie hout opdra. Die hout waarop ek hom gaan brand, hy gaan dit opdra. Ek's 100 jaar oud en ek dink kom aan. Dit het my gepla en Isak is soos luister hierso, ek is die ouer een. Hy sit die hout op sy skouers. Hy het self die mes en die vuur gedra. En terwyl die twee saam stap en kry hy die prentjie in jou kop. Julle is besig om by 'n koppie uit te klim en hierdie ouens is besig om te sweet in die middel van die dag. Is hulle besig om saam te loop en Isak sê Papa, 'n geluid wat vir Abraham soos heuning moes gewees het. 'n Geluid waarna hy gesmeek het vir jare lank. Sy Isak pa. En sy pa antwoord hom. En sy pa sê ja, my seun. Hy antwoord hom, hy sê ons het nou wel die hout en ons het nou wel die vuur. Ons staan nou op die oomblik waar ons 'n verwagting het. Maar my vraag is, waar is die lam wat geoffer moet word? Iets maak nie vir my sin nie. En ek dink nie hierdie is die oomblik waar Abraham sê. Hierdie moes 'n ongelooflike, swaar, moeilike oomblik gewees het. En glo vir my, die antwoord wat Abraham volgende gee is definitief nie die antwoord wat ek sou gee nie.
Die antwoord sê baie meer van Abraham as wat dit enigiets sê van wat hy nie sê nie. Wat Abraham volgende sê vir ons so baie wat hy in hierdie gaping plaas tussen wat sy verwagtinge en die realiteit is. En sy antwoord is die volgende: God sal self die lam voorsien. Dis iets wat Abraham weet wat ek en jy nie weet nie. En dit is maklik om te sê, Jonathan, hy wil net nie vir hom sê nie. Kom aan. Dan gaan hy hardloop. Hy gaan wegkom. Wat het hy dan om te offer? Maar ek dink vir 'n oomblik, kom ons gee vir Abraham die benefit of the doubt. Hy sê God sal die lam voorsien, my seun. Antwoord Abraham, so het die twee verder gestap. As Abraham gaan vir 'n oomblik en hy sê die antwoord wat ek nou vir jou gee, sê baie meer oor wat ek in hierdie gaping sit, is wat ons dink. En hierdie volgende gedeelte van God sal, en ek weet nie wat jy dalk in daai gaping sit nie, is God sal, sê baie meer van my en jou vertroue in God as wat ons dink. En ek weet weer eens nie waar jy jouself vind nie, daar's 'n klomp uitdagings en probleme waarmee elkeen van ons sit. Maar ek weet baie keer in daai spasie het ek al gesê God sal nie regtig omgee nie. God sal eerlik teleurstel. God sal eintlik nie weet nie. Wat sit jy partykeer in daai? Wanneer jy in die plek staan van wat jou realiteit is en jy het hierdie verwagting van God se beloftes en elke belofte wat oor jou gaan uitspreek, wat presies is dit wat jy daarin sit? Want wat ons daarin sit sê baie keer wie ons is, en hierdie is nie iets wat ek vir jou kan antwoord nie. Hierdie is in hierdie oomblik wat jy net vir jouself kan sê, is maar God sal wat? En hier is die ding wat ek wil hê elkeen van ons moet sê, want ek besef daar's so klein bietjie van 'n gaping in hierdie boodskap. Ek besef dat ek mis eintlik 'n klomp goeters, want weer eens, Jonathan, jy was nie in die verhouding waar ek was nie. Jy het nie in die huis groot geword waar ek groot geword het nie. Jy was nie ingedoen soos wat ek ingedoen was nie. Ek besef daar's 'n gaping in die boodskap op die oomblik, maar ek dink weer eens ons mis iets van vertroue wat ons nie noodwendig besef nie. So hoe presies lyk hierdie vertroue waarvan ek praat? Hoe presies lyk dit om soos Abraham te reageer en te sê maar God sal voorsien? Wat presies beteken hierdie? Ons lees in die volgende gedeelte wat dit mooi vir ons verduidelik. Daarna vat Abraham die mes en lig dit op om sy seun as offer aan die Here te slag. Op daardie oomblik roep die engel van die Here na die hemel toe uit. Hy sê Abraham, Abraham. Ek luister, antwoord Abraham. Moenie jou hand oplig teen die seun en hom enige kwaad aandoen nie, sê die engel. Nou weet ek dat jy regtig vir God dien, want jy het selfs jou geliefde seun nie van my weerhou nie. As God sê wag, okay. Abraham, toets is deurgekom. Die gaping wat geskep was tussen jou verwagting en jou realiteit, is jy het gegaan en jy het my gaan vertrou. Maar weer eens, ek besef, nie elke van ons storie is so maklik nie. Is baie van ons het al gegaan en het vertrou in daai spasie gaan sit en ons het gesê, luister Here, ons vertrou U. Ons weet U gaan doen wat U moet doen en hier's een ding wat elkeen van ons moet besef, is in hierdie gedeelte, die ding wat Abraham baie goed reg kry, is nie noodwendig net om te sê ek vertrou die Here nie. Maar om actually gehoorsaam te wees. Want ek dink hier's wat baie keer gebeur en ek is 100% skuldig aan hierdie, is ek sê baie keer, Here, ek vertrou U. Maar doen ek regtig? Dis een ding om te sê ek vertrou U, maar dit is iets anders om te leef asof ek die Here vertrou. Abraham gaan en hy lig die mes op. Hy's besig om die aksie te doen en die Here sê dis okay. Ek sien dat jy in hierdie spasie werklik my gaan en vertrou. Maar ek staan aan die kant en ek sê soos maar as ek daai stap van geloof vat, ek weet nie of die Here gaan deurkom nie. Die probleem is baie keer ek sê net ek vertrou. Weer eens, hoe lyk dit vir elke as jy werklik sê, maar ek volg Jesus met alles binne my. Die probleem wat ons baie keer glo is ons sê ek glo Jesus en ek vertrou met alles. Weet jy wat, ek lewe volgens die beginsels en ek is 100% gehoorsaam. Maar as ek gaan my bankstel te trek, is ek leef nie in gehoorsaamheid om te sê maar alles wat myne is ook die Here se nie.
En hierdie gaan nie net oor gee vir kerk nie. Hierdie gaan net oor eenvoudig is weerspieël jou bankstate. Dat jy God regtig vertrou met jou finansies. Selfs as dit kom by jou huwelik. As ek stories en dalk mense om jou moet uitvra, hoe presies hanteer jy jou vrou? Is jy gehoorsaam aan God? Dis baie maklik om te sê, Here, ek vertrou U met my vrou, ek vertrou met my familie. Maar leef jy volgens dit? Is om net te sê ek vertrou, kom ek dis dood eerlik? Ek dink dit is goed genoeg vir God nie. Om net te sê ek vertrou is nie noodwendig wat die gaping volmaak vir wat ons eintlik nodig het nie. Is om gehoorsaam te wees. Is om te gaan en te sê, maar Here, ek besef dat om U te vertrou gaan nie net oor te sê nie. Gaan oor te doen. En hier is die volgende ding wat ek wil hê besef, en ons sien dit in die teksgedeelte. As jy wag vir 'n wonderwerk, as jy op soek is na God om iets wonderbaarlik te doen, dit gaan nie net God wees wat 'n wonderwerk doen nie. Dit gaan jou werk vat en God se wonder wat ontmoet. En as jy graag daai spasie wil volmaak tussen 'n verwagting en realiteit, wat jy nodig het is God se wonderwerk. Is nodig om die werk in te sit en God se wonder sal daarop val. Is om te gaan en te sê, maar Here, weet jy wat, ek vertrou U met my finansies. Here, weet jy wat, ek vertrou U met my kinders. Ek vertrou U met my werk. Ek vertrou U met my verhoudings. Ek sal doen wat U my vra, ek sal vergewe waar dit nodig is. Ek sal gaan dien waar dit nodig is. Glo my, jy het nodig om die werk in te sit om God se wonder te ervaar. In Hebreërs sien ek iets van Abraham se geloof en die vertroue wat hy daarin gesit het. En ek het myself al baie keer die vraag gevra. Ek weet nie of Abraham soveel geloof gehad het soos wat ek gedink het nie, maar hierdie gedeelte in Hebreërs verduidelik vir ons baie jare later. Skryf 'n skrywer anoniem in Hebreërs in die Nuwe Testament en hy verduidelik eintlik hierdie volgende gedeelte. En hy sê omdat hy geglo het Abraham toe God hom wou toets, sy seun as te ware al klaar geoffer gehad. Ja, hy wou sy enigste kind offer, die man wat God se beloftes ontvang het, aan wie gesê is Isak is die seun uit wie jou nageslag gebore sal word. Die teksgedeelte gaan aan en hy sê dan, hy het daarop gereken dat God sy kind selfs uit die dood uit sou kon opwek. So Abraham het nie noodwendig geweet God gaan hom stop nie. Hy het actually gedink hy gaan reg sy kind offer. Maar God gaan hom opwek. En dan eindig hy so en in 'n sekere sin het hy hom ook uit die dood terug ontvang. Ons sien iets van sy geloof wat so ongelooflik is. En hy eindig hierdie gedeelte waar met hierdie in perspektief en wat ons nou weet van die verwagting en die realiteit wat afspeel, noor het volgemaak met vertroue. Lees ons in Genesis hierdie stuk en ons gaan eindig met hom. Abraham kyk toe op en sien 'n ram wat met sy horings in die bos vassit. Hy sê hy neem die ram en offer dit as 'n brandende offer op die altaar in die plek van sy seun. Abraham het toe die plek genoem, die Here voorsien. Die woorde vir die Here voorsien en die span kan hy opsit. Is dis die volgende ene, is Jehovah Jireh. The Lord will see to it. So ek wil dit net duidelik maak om die Here vertrou beteken nie noodwendig dat dit altyd gaan uitspeel soos wat jy dink nie. Dat die verwagting en die realiteit en die gaping waar tussen jy staan en om hom vol te maak vertroue en nie net vertroue van woorde, maar vertroue van gehoorsaamheid, om daar te staan beteken nie noodwendig God gaan jou gee wat jy wil hê nie. Maar wat ek vir jou wel kan sê is Jehovah Jireh. God will see to it. Hy sal inkyk op dit. En wat dit beteken is God sal vir jou gee wat jy nodig het. En selfs die ongemaklikste gesprekke, selfs 'n verlies, selfs die moeilikste ding wat jy dink jy deur kan gaan, wanneer jy vertroue in God plaas, kan jy aan die ander kant staan en nie net sê God was daar nie, maar God het dit laat uitwerk ten goeie. Sy glorie. Sy eer. En ek glo ten volle met alles binne my. Daar is nie een ding in ons lewe. Maak nie saak hoe sleg of hoe bad dit mag wees nie. As jy jou vertroue in God sit, as jy Jehovah Jireh, Here, asseblief kyk by hierdie saak en kan ek jou waarborg. Jy sal aan die ander kant staan en besef, God se wil is altyd beter.
En ons gaan dit nie altyd verstaan nie. Dit gaan nie vir ons altyd sin maak nie. Maar eendag, 'n dag waarna ons baie kan uitsien, kan ons in die hemel verstaan. En ons gaan almal kyk en dink, wow, God het beweeg ten spyte van verlies. God het beweeg ten spyte van genesing wat nie plaasgevind het nie. God het beweeg ten spyte van iets wat nie gerealiseer het nie. God het bly voorsien. En die vertroue beteken nie noodwendig jy gaan kry wat jy soek nie. Jy definitief gee wat jy nodig het. So die vraag eintlik, waarom ons hierdie diens vir afsluit is vertrou jy die Here? En hoor my mooi, wanneer ek sê vertrou jy die Here, dis nie die tipe ding wat jy net op jou status sit, trust in the Lord. Dis die vraag nie. Die vraag is, vertrou jy die Here? Is jy bereid om gehoorsaam te wees? En in die gaping wat veroorsaak word, as vol van baie keer ons eie probleme, soms ander mense se probleme, is ons bereid om in daai gaping te sê, Here, asseblief kyk by hierdie saak in. Here, ek vertrou dat U regverdig gaan hanteer. Maar aan die ander kant weet ek ook dat U gaan dit laat uitwerk, soos wat U wil. En die naam gaan verheerlik word. Glorie gaan weer eens na die naam te verheerlik word en daar's soveel voorbeelde. En baie keer dan kyk ons na die storie van Abraham en dink maar hoe op aarde kan die Here hierdie toelaat? Baie eenvoudig. Vir die beter vir ons almal het God gegaan en sy eie seun. Sy eie ene, nie Abraham se nie, niemand anders se nie, sy eie seun. Op laat stap by 'n berg. Sy eie hout op sy skouers gesit. Daar opgeoffer vir my en vir jou. So ons is nou al 4 minute, 5 minute oor. Maar ons hierdie diens wil afsluit en jy is meer as welkom om in die lied, terwyl ons besig is om hierdie lied te bedien, jou aan te roep en te sê, hierdie is die einde van die diens vir my. En weer eens, dankie dat jy was en as jy graag gebed nodig het, is daar gaan 'n span nie wees. Maar hier is die eintlike uitnodiging. Is as terwyl ons besig is en die span gaan 'n lied bedien wat praat oor vertroue in die Here. As jy vanaand 'n stap van geloof wil vat en sê, maar Here, hier's 'n gaping op die oomblik. My realiteit en my verwagting is nie besig om te ontmoet nie. En ek het nodig om te spring van die een tot die ander. En ek het nodig om te spring, ek het nodig om te beweeg. Ek kan nie bly staan in die plek van net realiteit nie. Ek het nodig om te skuif na die verwagting, die toekomsverwagting wat U vir my gee. Wil ek jou uitnooi. In die volgende oomblik, terwyl die lied besig is om te speel, staan. En wat hierdie eenvoudig is, wat hierdie oefening vir elkeen van ons gaan behels, en dit gaan ook 'n scary stap wees, dit gaan ook 'n moeilike stap wees, maar wat hierdie stap is dis die moeilike stap wat Abraham moes vat. Dis die moeilike stap wat Dawid moes vat. Dis die moeilike stap wat Jonah moes vat. Dis die moeilike stap wat elke liewe geloofsheld waarna jy kyk, moes vat. Moderne geloofshelde. Hierdie storie waar ons sit vanaand is 'n stap waar daar gaping was. En ons gemeenteleier het gegaan en hy het Jehovah Jireh, Here, asseblief kom kyk by hierdie saak en vertrou U. Hierdie storie waar ons sit vanaand is 'n lewende getuienis van vertroue in God. Jy kan nie daai tree vat sonder om te spring nie. So dis die uitnodiging vanaand. So as dit vir jou is, terwyl jy lied speel, staan en sing volle bors uit. En Janko gaan die diens afsluit met 'n gebed en weer eens, ek is jammer, ons is bietjie oor tyd, maar jy's welkom om te gaan, maar hierdie is die uitnodiging. Maak erns met dit. En gebruik hierdie as 'n geleentheid om te sê, maar Here, vertrou U. Alles wat ek het. En gebruik hierdie oomblik. Weer eens, as jy nodig het, saam met iemand te bid, saam met iemand te wees, ons gaan na afloop van hierdie lied, gaan ons hier voorwag vir jou, en ons sien uit, saam met jou te bid. Ons luister saam. Blessed assurance,
Jesus is mine. He's been my fourth in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow is ordering my steps. So this is my story, this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. 'Cause I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, who will never fail. He will never fail. Jesus, dankie dat ons vanaand so kon afsluit met net om te kom verklaar ons vertroue in U sit, Jesus. Kom wys vir ons deur hierdie volgende week waarmee ons U moet vertrou, Here. Dankie dat ons kan weet daar's 'n dieper vertroue, Jesus, en wanneer ons daai dieper vertroue inneem, Here, dat U sal voorsien. Dat U sal sien toe het. Dankie, Jesus, vir U liefde en U genade. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Mag jy 'n geseënde week hê.
Veilig ry en dan sien ons julle volgende week. Totsiens.